Hallo allemaal, ek het hier vir Patrick aangekom. Hy is ons plaaslike slangvanger hier in die Cederberge. Patrick, welkom. Baie dankie Aso, dis 'n groot plesier om hier te wees. Goed om jou hier te hê. Patrick, vandat ek jou ken en vandat ek die naam Patrick aangekom gehoor het ek gehoor hierdie man het 'n spesiale liefde vir slange. Waar het alles begin en hoe het jy aan hierdie ding gekom? Ja, Aso, sedert ek klein gewees het, ek weet nie, maar my groot liefde was vir al die gevaarlike tipe diere. So van kleinstyd af was ek te doen met spinnekoppe, skorpioene en dan ook slange. Ja, so en sedert ons kinders gewees het ek altyd vir my slangetjies gevang en dan ook skorpioene gevang en dit op my laat loop en dit was vir my groot pret gewees. As jy nou die slange gevang het jy nou baie keer mense bang gemaak toe jy 'n kind was. Ja, jy kan ons maar nou dink, so die meisiekinders het maar baie gehardloop as ek met die slang of die skorpioen kom. Sê dit, dis seker maar hoekom ek nog nie getroud is hier, omdat hulle maar bang is vir die slange en skorpioene en dis meer. Het jy 'n sel deur 'n slang gebyt? Ek is al deur slange gebyt, maar dit was gelukkig nou nie giftige slange nie, so baie slangetjies soos grondslange, wat nou nie eintlik slange is nie, maar wat voedlose akkedisse is. En dan is ek ook baie gebyt deur eiervreters, wat natuurlik ook die tande het nie. En dan ook deur romweg skaapstekers, wat klein bietjie gif het, wat natuurlik nou nie jou dood sou veroorsaak nie, maar hulle het al vir my gebyt, maar nog nie giftige slange nie so. Die dag toe jy nou die eerste keer, vir die heel eerste keer, 'n giftige slang opgetel het, hoe het dit vir jou gevoel? Ek sal daardie dag nooit vergeet nie, so dit was 'n klein Kaapse kobra. Dit was so ek nog baie jong gewees het. Ek skat myself, hy het so, ek ben 19. Toe het ek die Kaapse kobra opgetel en my kennis van slange daai tyd was maar nog baie beperk gewees. Maar ek het die slang opgetel en agter die nek gehou. En toe ek later uitvind dat maar daai slang kon my dood veroorsaak. Toe het ek meer gaan oplees oor slange, skorpioene en dis meer en toe het ek uitgevind wat is giftig, wat kan jou dood veroorsaak en wat is nie giftig nie. So dit het my baie gehelp om dit te doen. Maar dit was maar 'n raai speletjie destyds gewees. Soos ek wat nog nooit 'n slang opgetel het. Hoe voel die tekstuur van die slang? Hoe is daar 'n hartklopping, is daar 'n aar wat klop? Hoe voel dit? Ja, so baie mense dink mos dan slange is slijmerig. Slange is alles pet en slang se kind is grillerig. Maar jy kry verskillende tipe slange met verskillende skubbe op. Jy kry so jou kobras as jou gladde slange, so hulle sal baie smooth voel en dan baie glad voel. Maar dan kry jy mos jou rowwe skubbe slange soos jou pofadders en dan ook soos jou eiervreters, soos jou boomslange. So hulle voel weer grof. So aan die slang se voel wat jy kan aanvoel, kan jy sê ook as jy 'n goeie kennis het wat 'n tipe slang is 'n smooth scale slang of 'n grove scale slang. Ek wil net vir jou sê as daar nou slang is in my huis of by my werksplek, dan moet ek maar vir jou bel want ek het nie die guts daarvoor nie. Ja, so baie mense bel my ook as daar slange is en dan jy moet maar nie 'n kans vat nie. So vir elkeen daar buite, moenie 'n kans vat nie. Laat liewer 'n persoonlike slanghanteerder die slang kom vang. Want baie van ons gewestese slange lyk presies dieselfde. Soos 'n eiervreter sal baie soos 'n bergaddertjie lyk of hy sal soos 'n gewone nagadder lyk. So moenie kanse vat nie. Enige slang, hanteer enige slang asof dit 'n giftige slang is. Absoluut. Was daar 'n geval waar jy 'n slang gevang het, maar dit was vir uiters moeilik om hierdie slang in die hande te kry? Ja, dit is maar altyd moeilik, veral as die slang in huise is, of veral as die slange nou in areas is waar jy nie die presiese lokasie van die slang ken nie. Dan is dit altyd moeilik. En as jy ook nou nie die spesies van die slang ken nie, die man het vir jou miskien of die vrou het miskien vir jou gebel, daar's 'n slang en hulle het gesê dis 'n swartrige slang.
Jy weet nie waar dit is. Dit kan 'n Kaapse kobra wees, dit kan 'n molslang wees, dit kan 'n swart spoegkobra wees. So jy gaan in daardie huis in om die eerste scenario van slang. So as ek in so 'n geval in 'n huis ingaan en die slang is binne 'n huis, dan sit ek maar my ooggoggels op en jy weet nooit of dit 'n spoegkobra kan wees nie. So daai scenario binne 'n huis is vir my een van die gevaarlikste scenario's omdat daar so baie wegkruipplekke is. Absoluut. Met ons vorige gesprek het jy gesê daar's 4, jy noem hulle die Big Four snakes. Kan jy hulle vir ons noem en 'n bietjie meer vertel van hulle? Ja, sekerlik is ons kry ons ek noem hulle sommer self die groot 4. So hulle is nie offisieel so gedoop nie, maar ons kry ons Kaapse kobra wat ons giftigste slang in die omgewing is. Hy is neurotoksies en hy het baie klein tandjies voor, né? En hy laat jou senuweestelsel verlam, so jou oë, neus, mond, jy kan nie proe nie, jy kan nie sien nie. So dit is wat hy effek wat hy neurotoxins maak en die neurotoxins werk baie vinnig. En dit is hoekom hy so gevaarlik is. So jy kan enige iets van tussen 20 minute en 'n halfuur kan jy die eerste effeks begin voel. Dan kry ons swart spoegkobra. Hy is maar meer in die klipperige gedeelte, so jy sal hom nie sommer hier in Klein Willem kry nie, maar rondom Klein Willem. As jy nou hier teer gaan na die Vullisstad se kant toe of jy ry deur Algeria toe, kans is baie goed dat jy sal inkry. Hy is cytotoxic. So dit beteken as hy vir jou gepik het, dan kan jou weefsel begin vrot. Dit is 'n baie aardige soort gif. En dan ook bygesê, hy kan so 2 tot 2.5 meter akkuraat in jou oë spoeg. So hy spoeg na die gedeelte van jou liggaam wat die meeste beweeg, wat jou oë is. So ons sal later daarby uitkom wat om te doen as jy in jou oë gespoeg het, maar dan kry ons ook die pofadder. Nou die pofadder is 'n baie stadige slang, maar hy kan die vinnigste pik. En 'n pofadder is ook cytotoxic. So as hy vir jou gepik het, het jy te doen met massiewe weefselvernietiger. So hy het baie lang tande wat nie eintlik in sy mond in pas nie is. So sy tande is gekrul binne in sy bek, omdat hy nie pas nie. So wanneer hy stryk, maak hy sy tande oop en dan stryk hy. En hy het baie groot tande om so diep as moontlik binne in jou vleis in te kom, sodat hy die kans so goed is dat dit sal verrot binne in 5 uur gepik het. En dan kan jy ook dood natuurlik van nierversaking. En hy maak staat op kamouflering. Soos hy daar in die paadjie lê, sien jy hom nie gewoonlik. En die meeste mense trap op hom en dan pak hy. Dan kry ons ook ons boomslang, wat druppel vir druppel ons giftigste slang in Afrika is. En 'n boomslang wat het reffings, wat ons noem met agtertande. En 'n boomslang by uitsondering het glad nie soos ander slange hollow fangs, soos sy tande is solied. En die gif wat hy ingee is hemotoksiek en dit loop langs sy tande af. So hy basies pik jou en dan kou hy om die gif in jou in te kry. En dit is baie dodelike gif. Langwerkende gif, so jy sal eers na so 6-8 ure na dag toe sal jy die effeks begin voel. Jy gaan bloei deur jou oë, neus, ore, mond, so daai hemotoxins veroorsaak dat jou bloed nie kan stol nie. So by ou sere, oë, neus, ore, mond, jy gaan bloei totdat jy later meer bloed in jou liggaam het. En dit is een van die boomslang se effekte wat jy op jou het. En dan natuurlik ook is die boomslang mannetjie en wyfie. By ons is die mannetjie swart op die rug en geel-groen onder die maag. En die wyfie is natuurlik bruin op die rug en dan net 'n witterige kleur onder die maag. Dis die beste hoe jy hulle uitken, mannetjie en wyfie. So jy het nou 3 tipe gif genoem. Yes. Maar hoe maak ek spesifiek as 'n slang, enige slang my nog gebyt het? Wel, die beste raad is om so gou as moontlik by 'n mediese fasiliteit te kom. So as jy so gou as moontlik kan by 'n mediese fasiliteit kom, tops. As jy weet, as 'n Kaapse kobra
vir jou gepik het, miskien byvoorbeeld aan die hand of aan die arm, dan kan jy 'n pressure bandage omsit. Maar jy moet weet hoe om dit om te sit. So gewoonlik vanaf die kant van die hart na die bytplek toe draai jy die pressure bandage om en dit is om te keer dat die gif so vinnig na die hart se kant toe gaan. So dit is om te keer dat die gif vinnig na jou organe toe gaan. Dan by pofadder se byt geen pressure bandage. As jy ringe het soos ek, nou jy ringe om het, haal jou ringe af, haal jou horlosie af en dan as jy 'n kookiepen het of iets, merk die plek waar jy vir jou gebyt het en dan kyk hoe progressief die swelling is, wat ek kan door die swelling gaan. Dan ook by 'n swart spoegkobra, indien jy in die oë gespoeg is deur 'n swart spoegkobra, dadelik uit in water, as daar 'n lopende kraan is, draai die kraan op en staan jou gesig onder die kraan dat die water jou oë uitspoel. As jy melk het, baie mense sê melk, maar jy hoef nie melk te vat nie, vat water. As jy by water is, vat water. Jy kan ewen jou urine vat as jy nie water het. Dis natuurlik ook omdat ons menslike urine ammoniak in het. Yes, dit is so en dan enige iets wat vloeistof bevat, wat om die oortollige, want dit is basies om die oortollige gif wat binne in jou oë is uit te was, sodat dit nie gekonsentreer word binne in jou oë nie en dan meer skade aandoen. Jy weet, my ouma, sy is nou al oorlede, maar ons mense het baie aan bygelowe geglo en ek meen ons het nou nog staaltjies in bygelowe waaraan ons nog sterk glo. Maar ek het altyd gehoor as kan jy moenie 'n slang met die klip gooi nie want jy kwes hom. En jy enige bygeloofstories het? Ja, die bygelowe is mos maar nou, die ou mense het mos gesê as jy slang kwes, hy kom terug na jou. Nou natuurlik is dit nou nie so nie, want slange wil net ver as moontlik weg wees van ons af. Dan was daar ook interessante stories, slang as daar 'n verwagtende vrou is wat dan nou kindjie gekry het en melk het, dan het die ou mense ook gesê die slang kom na die bos toe om te kom melk drink. Wat natuurlik glad nie so is nie. Ons weet vandag dat slange drink nie melk nie. Slange eet muise en dis meer. Maar wat ek kan sê is ons moet net die staaltjies uit die oog uit verloor nie of uit ons bewussyn uit laat gaan nie, want dit is kosbaar om die staaltjies ook te hê, sodat ons as klein kinders ook kan die staaltjies vertel van slange. En dan is daar ook mos nou om mense het ook altyd gesê as jy 'n slang doodmaak, sy maat kom. Ons weet natuurlik dis vandag nie dis vandag nie waar nie en slange is alleen lopend gewoonlik, behalwe in paartyd wat miskien 2 slange by mekaar sal sien, of wanneer dit paartyd is en 2 mannetjie slange sal beklei oor 'n wyfie. Dis wanneer jy dit al sal sien. Maar ons weet vandag die ou mense se storie is nou nie heeltemal waar nie, maar ons weet vandag wat is die waarheid, maar ons moenie uit die oog uit verloor daardie. Dit is baie belangrik nou genoem van ons moenie die staaltjies vergeet nie, want ek dink jou vorige onderhoud met ons was in Engels geweest, maar ek dink hierdie een spesifiek vandag is in Afrikaans, want daar sekere dinge wat ons net spesifiek in Afrikaans kan noem, wat jy nie in Engels kan vertaal nie. My ouma het maar ook vir my gesê dat ek hierdie slange moet gooi nie, want ek dink sy het 'n groot liefde gehad vir die natuur en dat die mense die natuur moet uitwis nie. Maar jy's by die volgende vraag, hoekom dink jy as slange so belangrik vir die Cederberge, dat ons hulle nie moet doodmaak en uitwis nie? Ja, so jy en ek was albei ook in die laerskool gewees en van die laerskool daar het hulle vir ons geteken die voedselweb of die voedselketting. So dan het hulle jou ook verduidelik as die een spesifieke organisme uit die voedselketting uithaal, dan val die hele voedselketting plat. Absoluut. So hoekom slange so belangrik is? Slange se natuurlike prooi is muise en rotte. En ons weet muise en rotte dra peste tot die huise. So as ons die slange uit die ekosisteem uithaal, dan gaan die rotte en die muise oorval. En dan ook, slange is baie belangrik as 'n voedselbron vir ander diere. So ons ratels
en ons muishonde, dan ook van ons arende wat ons in die geweste kry. Se voedselbronne is slange. So as ons die slange weghaal, dan het hulle ook nie die kos wat hulle kan eet om te oorleef nie. So slange is 'n baie belangrike dier of diere, en dit gaan een kant toe, slange eet die muise, en dan ook die ander kant. Slange word geëet deur roofdiere en dan ook roofvoëls. So slang is baie belangrik, en die ou mense het altyd gesê die enigste goeie slang is 'n dooie slang, en ek kan nou vir julle sê dit is nie waar nie. So as jy slange verstaan en jy doen voorsorgmaatreëls oor slange, en jy doen sit 'n bietjie, ek wil amper sê effort in om jou spesies te ken, dan sal jy weet watter slange is giftig en watter slange is nie giftig nie. Of soos julle nou, as julle luister na Hassel se program, dan sal julle weet, want hy doen nie onderhoud saam met my. Dankie, Patrick. Jy weet, as ek op Facebook gaan en ek sien baie hoe jy slange vang, dan lyk dit so maklik. Dit lyk hierdie man kantoor met die goed. Nou ek het hierdie gewoond as ek baie jou video's kyk hoe jy die slange vang, hoe jy baie jou kokkels op het. Dan voel dit vir my ek moet nie eers die ligte aansit by die huis. My flits vat en kyk onder die beddens waar hierdie goed wegkruip. Maar die mens weet mos nog nooit. Maar wat moet ek nou doen as ek 'n slang in my huis kry? Also, die beste ding wat jy kan doen, as jy 'n slang in die huis kry en hy's in 'n kamer, stap stadig agteruit na die deur se kant toe, maak die deur toe, laat die slang nie kan uitgaan nie. As jy kan jy hom dophou en sien waarin of watter kant toe hy gaan, dan kan jy 'n slanghanteerder bel, dat hy die slang kan kom verwyder. Maar ook dan het jy 'n basiese begrip waar die slang is, so dit maak dit vir ons as slanghanteerders soveel makliker as ons weet waar die slang is, as wat jy in 'n huis kom. Ek was nou so 'n week gelede in Jackarsvlei, en ongelukkig het 'n Kaapse kobra iemand gebyt daarso. En toe ek na die huis toe kom, toe het ek nie 'n idee waar die slang is nie, maar jy kan dit mos nou aanvaar. Dit was 'n byt in die nag en die mense net opgestaan, alles gelos en uitgegaan. En dit was een van die moeilikste slangvange wat ek al ooit gedoen het. Om in 'n huis in te gaan en die slang kan in enige vertrek is, onder enige iets. Gelukkig het ek die slang gesien na 2 ure. Wow. Agter die bed uitloer, en toe kon ek sy lokaliteit vasstel en die slang vang. Maar ons sê vir die mense, en ek sê dit weer Hassel in die onderhoud, moenie 'n slang probeer hanteer as jy nie 'n benul het van slang of 'n slangvang kursus gehad het nie. African Snakebite Institute, ASI, bied wonderlike kursusse aan, waar jy van 'n beginner tot en met 'n man wat kan slange vang kan gaan. So daar's baie goeie kursusse daar. Het jy enige idee hoe dit nou met die vrou gaan? Is sy okay? Wat 'n behandeling kry sy tans? Yes. Sy het gelukkig, het ek van tevore op die plaas self, Jackarsvlei, het ek snake awareness training gaan gee daar. So snake awareness training behels net jy kan identifiseer wat 'n tipe slange dit is, en dan jy kan identifiseer wat om te maak as jy 'n slang teekom, en dan hoe die tipe slange lyk. So wat die kursus wat ek daar aangebied het, baie vir die mense gehelp, want hulle kon net na die bytplekke gekyk en toe hulle gesien, maar die bytplekke is soos Patrick gesê het, baie klein, en hulle het so glimps van die slang gesien, en toe kon hulle gelukkig die kop van die slang sien, en ek het aan hulle verduidelik, Cape Cobras het gewoonlik baie groot wange, soos ek sê, waar die gifsakker het, en hulle kon vir my gesê dat hulle vermoed Kaapse kobra. Ek het gesê dadelik hospitaal toe, en die St. William Hospitaal het toe antivenom gehad of teengif gehad, en hulle het toe uit Strasdal uit laat kom teengif. So sy is toe op pad, sy is toe Parel toe, en toe het sy daar die nodige behandeling gekry. Ons het nou nog 'n effek van 'n bietjie cytotoksies wat ook in die gif gewees het,
En dit het nou 'n bietjie van 'n effek op haar been, maar verder dan is sy heeltemal gesond. Die interessante ding wat ek sien met 'n Kaapse kobra is dat sy kop is klein wanneer hy gewoonweg seil. Maar sodra daar iets is wat hom intimideer, dan raak sy kop onmiddellik groot. Hoekom is dit so? Ja, dit is eintlik 'n defensmeganisme wat hy het. Dit is ook 'n waarskuwingsmetode om hom of haar groter te lyk. So as hy sy hoed maak, beteken dit, pas op, ek is 'n kobra, ek is baie groot, ek kan baie skade aan jou doen. So enige slang het sy waarskuwingsmetodes. Kaapse kobra maak 'n hoed, die boomslang maak sy nek dik om hom groter te laat lyk. 'n Pofadder hierso of hy blaas soos die ou mense gesê het, hy pas op, nie op my trappie, ek is 'n pofadder, ek het gif. So enige slang waarsku vir hom, tensy jy nie skielik op die slang afkom, op die slang trap of aan die slang raak. Patrick, hierdie is iets baie interessant vir my want ek het nog altyd slange bewonder. Maar ten laaste, as daar enigiets is vir die jong generasie wat jy graag vir hulle wil sê. Ja, ek wil graag vir die jonge generasie sê, bewonder en bewaar. Moenie laat ou legendes en dies meer of ou staaltjies vir jou laat intimideer deur te sê die enigste goeie slang is 'n dooie slang. Probeer slange verstaan, dan probeer slange bewaar. Probeer gee inligting sover as moontlik rondom slange en ander giftige diere soos skorpioene en spinnekop. Moenie net doodmaak nie en dan ook moenie hanteer nie. As jy nie die kennis het nie, moenie aan 'n slang gaan vat nie, moenie aan 'n skorpioen of 'n spinnekop gaan vat nie. Los dit vir die bekwame mense en dan ook indien jy deur 'n slang gepik word, kry vergeet alles, maar onthou een ding, kry so gou as moontlik mediese hulp. Patrick, ek wil vir jou dankie sê vir al jou harde werk, jy vang slange, jy's 'n genius in dit. Ek wens ek kon soos jy gewees het, maar ek gaan nog nie 'n hero wees nie. So baie dankie vir vandag. Baie dankie, ek wens ek kon soos jy soveel geskiedenis geken het van William A. Ja. Dankie Patrick.